naam is Henry Shapley. En dit blyk, ons praat vanoggend oor gees en waarheid. En ek wil begin om vir ons 'n versie te lees uit Sagaria 4 uit. Sagaria 4 vers 6. Die laaste stukkie van die vers. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. En ek wil dit vir ons weer lees. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Die liedjie met die woorde was nog altyd vir my so spesiaal. Want as ek voel my vertroue in die Here raak bietjie min, en ek sing die liedjie, dan kom maar weer so nuwe vaste vertroue in die Here binne my hart. En kan ek weer my totale vertroue op die Here plaas. Ek het die woorde die afgelope ruk op my selfoon se agtergrond gesit, sodat ek so 150 keer 'n dag kan herinner word, dit is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die gees van die Here. Want dis iets wat die Heilige Gees vir my gesê het die afgelope tyd, waarop ek moet aandag gee. Dat dit nie oor my planne gaan, oor my kapasiteit gaan nie, maar dit gaan oor die gees van die almagtige God wat binne in my woon. Met dit in gedagte wil ek vir ons Efesiërs 6 vers 10 tot 12 lees. As ons kyk in Efesiërs 6 vanaf vers 10, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En ek wil hê ons moet net fokus vanoggend op die stukkie daarvan, van die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. En om dit net in 'n korter sin te sê, die gees van hierdie tyd. So, wat beteken die gees van hierdie tyd? As ons gaan kyk na die geskiedenis van die mensdom, en ons sit dit in sekere tydvlakke, kan ons gaan sien, in elke tydvlak, was daar 'n verskillende gees wat aktief was, op die mensdom in daai tydvlak. As ons gaan kyk voor die sonvloed, dit is waar die gevalle engele gekom het, en met die vroue van die mens gemeenskap gehad het, en die wêreld het boos geword. Genesis 6 vers 11 sê vir ons dat die aarde was vol geweld. So die gees wat toe aktief was 'n gees van geweld. As ons gaan kyk na die toring van Babel, het die mensdom gesê, kom ons bou vir ons 'n toring, en ons kom by mekaar, en ons maak vir ons 'n naam. Dit was 'n gees van selfverheffing. En nou gaan kyk ons na die tyd toe die Israeliete binne die woestyn gewandel het. En die gees wat teen hulle gekom het, was 'n gees van ongeloof en twyfel en ongehoorsaamheid. Dis die gees van die tyd waarteen hulle moes veg. Toe Jesus op die aarde geloop het, en die Romeinse ryk uit die heerskappy gevoer het, was dit 'n gees van hebsug, want genoeg was nie meer genoeg nie. Hulle wou die hele aarde oorheers, en dit was 'n gees van onsedelikheid en van slawerny. Daarna die donker eeu, toe die Romeinse ryk val, het die donker eeue gekom.
En die gees wat toe begin heers het, was 'n gees van wetteloosheid en van ongeletterdheid. En in die 18de eeu was dit 'n gees van oordadigheid. As jy kyk na die paleise en die goed hoe die mense gelewe het, ten koste van ander mense, wat in slawerny gelewe het, dan was dit 'n gruwel voor die oë van die Here. En het 'n gees van rebellie ingekom. En ons sien dit met die Franse revolusie. En daai gees van slawerny het deurgegaan tot in die 19de eeu. Maar waar staan ons vandag? Wat se gees van die tyd is vandag teen die mensdom? Is dit 'n gees van geweld? Is dit 'n gees van onsedelikheid? Gees van agterdog? Of is dit ook wetteloosheid? Ons sien dit in ons algemene samelewing vandag. Maar ek dink die grootste gees wat vandag aktief is in die mensdom, is 'n gees van selfregverdiging. Van die begin af, as ons kyk na Adam en Eva, het hulle ons as mense is geneig om altyd iemand anders te wil blameer. Dis nie my fout nie. Dit was Eva se fout. Here, dis nie my fout nie, dit was die slang se fout. En as dit nie kan doen nie, dan probeer ons sonde regverdig. Dan probeer ons dit wat ons weet ons doen verkeerd, regverdig in ons eie oë. En daar's 'n gees wat vandag so aktief is, dat dit die hele wêreld oorgeneem het. Dit het begin met 'n politieke beweging in Amerika. En dit het 'n wêreldheersende gees geword in ons samelewing en ons het vir hom 'n naam gegee. Nou gebruik die wêreld die gees om hulle sonde te regverdig. En die gees se naam is woke. So wat beteken dit om woke te wees? Want deesdae is dit die regte ding om te wees, blykbaar. En ek kan nie vir julle verduidelik die hartseer wat in my opgekom het toe ek hierdie voorberei het nie. Want hierdie gees staan lynreg teenoor die liefde van die Here. Om woke te wees beteken om nie aanstoot te gee nie. Deur dit wat ons doen en dit wat ons sê nie. Om nie ander mense aanstoot te gee met ons aksies nie en met ons woorde nie. Volgens die wêreld klink dit na die perfekte manier hoe ons moet lewe. Maar wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel van hierdie gees? En hy vra dit saam met my dit lees in Lukas 12 vers 51. En merk hierdie versie. Lukas 12 vers 51. Want weet julle wat, ons is nie hier om elke dag ingehak by mekaar te loop en kumbaya te sing nie. Daar's 'n tyd daarvoor. Dis hoekom ons die gemeente piknik se reël. Maar waar hierdie gees betrokke is, kan ons dit nie doen nie. Lukas 12 vers 51. Dis Jesus wat hier praat. Dink julle dat ek het gekom om vrede op aarde te gee? Nee, ek sê vir julle, maar eerder verdeeldheid. Jesus het gekom om verdeeldheid te bring tussen die wat die Here gehoorsaam wil wees en die wat hulle eie wil en begeertes wil navolg. As ons kyk in Johannes 6, vanaf Johannes 6 vers 56, het Jesus met sy volgelinge gepraat en gesê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. As ons gaan na vers 61 toe, en Jesus het in homself geweet, dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir julle,
is dit julle tot 'n aanstoot. Vers 64. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur die Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Want as ons in ons eie krag en in ons trotsheid lewe, dan neem ons so maklik aanstoot. Iemand moet net snaaks vir ons kyk, dan neem ons aanstoot. So wat sit agter die gees van woke? Selfregverdiging. Want die wêreld weet so goed, dit waarmee hulle besig is verkeerd. So hulle regverdig dit, hulle beskerm dit. Deur as iemand teen dit praat, word daai persoon die verkeerde party. En ons sien dit al met hoeveel predikante, met dominees binne ons land, wat teen 'n sekere gees gepraat het, dan word hulle die verkeerde party. Ons sien dit tot met plekke waar mense trou, Christelike plekke wat nie 'n troue wil toelaat nie. Dan is daai plekke in die verkeerd volgens die wêreld. Ons het altyd gepraat van 'n valse ingekrope mag. Sonde is nie meer sonde nie. En is dieselfde gees wat net 'n nuwe naam ontvang het. Die Here verwag van ons om mekaar te vermaan. Om nie met ons stilswaaye toestemming te gee wanneer ons ongetroude kinders saam bly nie. Wanneer ons iemand in die gemeente sien wat besig is om van die pad af te dwaal, om nie stil weg te draai, maar om met daai persoon te gaan praat en sê, hoe kan ek jou help? Want ek sien jy het hulp nodig. Dis wat die Here van elkeen van ons verwag. Maar ons is partykeer so versigtig om die verkeerde ding te sê, dat ons eerder niks sê nie. En dan gaan daai persoon verlore. En dis presies wat Callie vir ons laasweek ook gesê het. Ons moet onsself met vriende omring, wat nie woke is nie. Wat bereid is om vir ons te sê, luister, jy's besig om van die pad af te raak. En ek het dit al in my lewe gehad, wat 'n vriend na my toe gekom het en gesê, Henry, dit wat hier gebeur, is nie reg nie. En ek kon dit gaan regmaak het. En ek eer die Here vir hom in my lewe. Die wêreld sê, stay woke. Maar die Bybel sê, dis 'n demoniese mag. Dit bring ons by die volgende gees van hierdie tyd. Die anti-Christgees, wat so aktief is, en het begin meer aktief in ons land te raak. Want die gees waaroor ons nou net gepraat het, is besig om die pad gelyk te maak vir die anti-Christ. Wie van u se plan was dit om in die week wat verby was, elke dag Bybel te lees en tyd met die Here te spandeer? Wie van ons het dit gedoen? Ek hoop dit is dieselfde hande gewees. Want die gees van die anti-Christ probeer ons stop om Bybel te lees en tyd met die Here te spandeer. Ons word op 'n Sondagoggend wakker en voel ek is nie lus om kerk toe te gaan nie. Jy wil gaan Bybel lees en dan dwaal jou gedagtes so, jy kom nie by die Here uit nie. Ons bid, maar ons maak nie kontak met die Here nie. Dit voel of hier 'n plafon van staal bo ons is, of ons gebede net terugreflekteer na ons toe en ons hoor nie die stem van die Here nie. Dan dink ons, Here, wat is fout met my? Hoekom wil ek nie kerk toe gaan nie? Maar dis die gees van die anti-Christ wat aktief is
wat ons onderskei, wat ons gebede probeer verhinder om voor die troon van die Here te kan kom. So wat beteken anti-Kris? Dis teen Christus, dis teen die Messias, teen die Messias, dis teen Jesus. En die anti-Kris gees sê nie daar's nie 'n God nie. Dit sê Jesus is nie die seun van God nie. En hy probeer wat hy op Golgotha vir ons gedoen het, tot niet maak. En hoeveel gelowe in mense sien ons vandag, wat so gebind is met die gees, wat nie Jesus herken as die Messias nie, maar wat hom wil afmaak as 'n gewone profeet, wat hier gewandel het en net dood is, wat nie opgestaan het en lewe in heerlikheid nie. Dis die anti-Kris gees. En ons lees van die gees in 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kom ons gaan na 1 Johannes 4 vers 2 tot 4. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-Kris, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en ek het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Is dit nie iets om te koester nie? Dat die gees van die Here in ons beskerm ons. En as ons dan net teruggaan na 1 Johannes 2, vanaf vers 18 af. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-Kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-Kriste waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leienaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die anti-Kris wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. As ons na die verse kyk, dan kan ons sien die eerste doel van die gees van die anti-Kris is om ons af te skei van die res van die gemeente. Dis hoekom ons van ons wil nie kerk toe kom nie. Want as 'n skaapie eenkant is, kan die wolwe omvang. En sy tweede doel is sodat ons sy leuns kan glo. Want ons begin gedagtes te kry van dien almal in die Here nie maar dieselfde God nie, ons doen dit net op 'n verskillende manier. En ons begin gedagtes van kry, is dit die moeite werd om die Here te dien? Dis leuns van die duiwel. En die vyand laat ons vergeet van die getuienisse wat die Here in ons lewe opgerig het. Wanneer hy waarlik leef, hy genees en hy maak vry. En hy haal uit gevangenis uit. En ek kan van elkeen van hy goed getuig uit my eie lewe uit. Dan kom ons terug na die versie in Galasiërs 4 vers 6. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees spreek die Heer. Wanneer ons die gees van die anti-Kris onderskei,
Bid in die gees van die Here en bind die vyand. Wanneer jy gaan bid en jy voel jy kom nie deur nie, sê Here, ek kom teen die gees van die anti-kris en ek bind dit in die naam van Jesus Christus. En bid dit in sagtheid en in autoriteit wat ons het in die gees van God wat in ons woon in die naam van Jesus Christus. Dan is daar nog 'n gees wat baie van ons affekteer. En die Heilige Gees het vanoggend juis hieroor met ons gepraat. En baie keer dink ons, dis net ek wat dit ervaar. Maar hoe meer ek met mense praat, hoe meer besef ek, die duiwel gebruik dieselfde taktiek op elkeen van ons. So 'n paar maande terug het ek op 'n plek in my lewe gekom wat alles het vir my net te veel geraak. Alles wat gebeur, die verantwoordelikhede wat ek het, was vir my net te veel. Ek wil my verantwoordelikheid by die kerk bedank, ek wou die ministry toemaak, ek wou die besigheid toemaak, en ek wou net tel ja, ons gaan bly met 'n plastiek glasperkie en een suurlemoenboom in 'n pot en dis dit. Want die tuinwerk was vir my te veel, alles het vir my net te veel geraak. Toe kom ek een oggend in die bid hier. En die Here sê vir my, bly in my, soos ek in jou bly. En ek kon die gerawese en die, wat hier binne is, vir die Here gee. En die Here het die storm stil gemaak. En die Here het weer my vertroue op hom geplaas. Hy het vir my tyd gegee om in die tuin te kon gaan werk. En as die boom nie gesnoei is teen Augustus nie, is dit nie die einde van die wêreld nie. En as die rose nie die 15de Julie gesnoei is nie, is dit nie die einde van die wêreld nie. Ek het in my eie krag vir my 'n uitweg probeer soek daaruit. Maar die Here het gesê, kom raak stil by my voete. En dis 'n daaglikse besluit wat ons moet neem, om op die Here te vertrou. Om hierdie seer, hierdie gevoel van ek kan nie meer nie vir die Here te gee. Sê Here, U gee my die krag om deur vandag te kom. Maar die week wat voor lê is nog baie moeilik. Maar die Here gee ons die kapasiteit. Die Here sal ons nie verantwoordelikheid gee as ons nie die vermoëns het om dit te doen nie. Die Here sal ons nooit in 'n situasie sit as ons nie die kapasiteit het om dit te kan hanteer nie. Want met die Gees van die Here in my, met my goed spring ek oor enige muur. Met dit in gedagte wil ek vir ons lees uit Prediker 4 vers 9. Prediker 4 vers 9 en 10. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. En ek wil vir die Here dankie sê dat daar iemand in my lewe was wat my kon optel. Nog elke keer. En ek wil ons vandag vir ons sê, kom ons wees daar vir mekaar. As gemeente, as vriende, as familie, tel mekaar op. Ons is hier om mekaar te ondersteun en te help. En die Heilige Gees maan ons weer eens om onsself te ontring met vriende wat ons kan versterk, wat ons kan bystaan, maar baie belangrik, wat ons kan vermaan. En van wie ons dit af sal vat. Die Here vat nie moeilike omstandighede weg nie.
maar hy gee ons die kapasiteit om deur dit te kom. Ons moet net in sy gees wandel. Kom ons lees weer Efesiërs 6. Vanaf vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing, die swaard van die gees, dis die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Dit beteken Woensdae en Vrydag aande en die Here praat nou met my. Dit is bid in die gees en julle juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Dis elkeen van ons. En vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoedig mag spreek, soos ek moet spreek. Die Here verwag van ons, as ons iets sien wat nie reg is nie, om mekaar aan te help. Ons lendene omgord met die waarheid. Wat is die waarheid? Die woord van God, Jesus Christus. Want as jy nie jou lendene omgord nie, dan kom die wiele af. As jy nie in die waarheid staan nie, dan val goed af wat nie af moet val nie. En as ons die Bybel lees, kom ons bind die gees van die anti-kris wat die boodskap vir ons wil toehou. Borswapen van geregtigheid. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. En ons sien dit elke dag in die tempel. En gee ons geregtigheid daardeur. Dit bewaar ons harte. Want die Bybel sê in Spreuke 4, bewaar julle harte, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ons bewaar ons harte deur ons sonde te bely en ons harte rein te hou. Skoene aan vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. As jou skoene vir jou te klein word, soos dit vir my geword het, moet ons besef ons het te groot geraak vir ons skoene. Skild van die geloof. Nou maak dit saak hoe groot is ons geloof. Nee, dit doen nie. Dit maak saak in wie is ons geloof. Want as ons die een ken in wie ons geloof is, sal ons geloof groot wees. Helm van verlossing. Kom ons hou ons gedagtes gefokus op dit wat vir ons wag. Op die hemel, op Jesus Christus. En as ons gedagtes dwaal, volgens 2 Korintiërs 10 vers 5, dan neem ons gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. As ons begin dink aan goed wat ons nie moet dink nie, sê Here, ek neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan U. Swaard van die gees. Dit beteken nie as jy Bybel gaan rondswaai, die duiwel gaan vlug nie. Dit beteken as ek in die gees bid, en in die gees van waarheid leef, sal ek die duiwel oorwin. Kom ons lees weer vers 18 tot 20. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak tot alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word,
As ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Wat sê dit vir ons? As ons as Jatniel gemeente dieper in die gees wil kom, moet ons vir ons leiers bid. By elke geleentheid moet ons in die gees bid. En bid dat die Here vir ons as gemeente die verborgenhede van die evangelie oopmaak. Want dis wanneer kerk exciting raak. Dis ons as gemeente se verantwoordelikheid om vir die kinders in die geloofshuis te bid. Dat die gees van die tyd hulle nie oorweldig nie. Want ek kan vir julle sê, daar is omtrent nie een geloofshuiskind met wie ek praat, wat nie voel, hulle het nie tyd om iets te doen nie. Die meeste van hulle voel oorweldig. Kom ons bid vir hulle. En bid dat die gees van die tye nie ons gemeente kom oorneem nie. Dat ons in waarheid kan praat met mekaar. Dat ons kan bid en in kontak kan kom met die Here. En dat ons kan voel, Here, dit wat U van my verwag, ek kan dit doen en ek het die kapasiteit. En dat ons altyd in die lig van die Here sal kan wandel en staande bly. Kom ons vra die Here om ons te leer. Dat wanneer ons se gees onderskei, dat ons presies sal weet wat om te bid en wat om te doen. Dat as jy verby iemand loop, nou kom 'n gedagte by jou op. Bid vir daai persoon. En dan sê baie mense, ja maar, ek is nie 'n geestelike mens nie. Dat het hoeveel keer gehoor. Ek hoor nie die stem van die Here nie. Elkeen van ons wat ons harte vir Jesus gegee het die gees van die almagtige God in ons, en ons is eers geskep as gees, en toe siel, en toe die vel behoor gekom. So elkeen van ons is geestelik. En die Here wys vir ons, as daar iets is waarvoor ons moet bid. Ons moet net leer, om te luister na die stem van die Here binne in ons. Om die stem van die Here in ons te kan herken. Mag die Here elkeen van ons in sy waarheid hou, en mag sy gees in ons staande hou. Amen.